Goeiedag dames en heren en welkom by nog wiskunde in Afrikaans. Ons gaan vandag so 'n bietjie gaan kyk na vermenigvuldiging kolomme. Onthou, in my vorige video het ek vir julle gewys hoe om julle somme, julle plussomme in kolomme te doen en ook hoe om minussomme in kolomme te doen. En so vandag gaan ons gaan kyk hoe werk dit wanneer ons wil vermenigvuldig in kolomme. OK. Kom ons gaan spring in. Kom ons gaan kyk gou-gou. Kom ons begin heel eerste met wat ons in die vorige video ook gekyk het na, en dis wanneer ons nou 'n getal opbreek. So kom ons vat hierdie volgende getal, 347, en ons breek hom op. So ons het toe mos nou vir mekaar gesê, daar's 300 plus 4 tiende plus 7 ene. Kan julle nog onthou? En ons het vir mekaar gesê, hierdie is my ene kolom, hierdie is my tiende kolom, en hierdie is my honderde kolom. Kan julle dit nog onthou? OK, so wat ons eintlik het, wat hierso staan, is 7 maal met die ene, nee, is mos 7. Wat ons hier het is 4 maal met die tiende, OK, so dis 40. Kan julle sien, daar's 4 tiende, 10, 20, 30, 40, OK. En by hierdie ene het ons 300. Is dieselfde ding. Daar's 3 van hulle, nee, daar's 300. 100, 200, 300. OK. So, wanneer ons dan nou 'n getal opbreek, dan breek ons hom op in sy kolomme, ene, tiende, honderde, duisende, tienduisende, ensovoorts, ensovoorts. En dan kan ons presies sien van wat het ons, nee, hoeveel van elke kolom het ons in die groter nommer. OK, so dis belangrik. Jy moet nou dit in gedagte hou vandag, wanneer ons nou gaan kyk na vermenigvuldig in kolomme. OK, kom ons gaan kry dan nou sommer vir ons 'n eerste getal wat ons met mekaar kan vermenigvuldig. En nou, hierdie is nou baie belangrik, voor ons nou begin, is nou baie belangrik, dames en here. Moenie jou calculator vandag gebruik nie. Hierdie vermenigvuldiging kolomme is juis daar om jou breins te ontwikkel, om jou met hoofrekeninge, nee, hoof is met jou kop, nee, met hoofrekeninge te help. So, dit help jou om hierdie somme dan nou in jou kop te kan uitwerk, sonder die gebruik van 'n calculator. En as 'n paar redes hoekom ons dit doen, die eerste een is, dit ontwikkel jou breinkrag, so dit ontwikkel jou vermoë om te kan dink en te redeneer en logiese redenasies te kan maak, OK? En soms het jy nie altyd 'n calculator by jou nie, dan moet jy gou kan iets uitwerk. En soms spaar dit baie tyd, veral as jy nou in 'n eksamen sit. Goed, so jy moet dit kan doen sonder die gebruik van 'n calculator. So skakel hom maar vandag af en bêre hom ver weg, gaan sluit hom in die kas toe. Jy mag nie vandag 'n calculator by jou hê om hierdie somme te doen nie. OK, kom ons gaan spring in met 'n maklike enetjie eers. Kom ons gaan kyk na 35 maal 6. 35 maal 6. Alright, nou, wanneer ons vermenigvuldig in kolomme, dan gaan ons nou, net soos wat ons nou geplus en geminus het, gaan ons ook die syfers onder mekaar in hulle kolomme netjies onder mekaar skrywe, sodat ons nie foute maak nie, dat ons kan mooi sien wat staan waar. So, in plaas daarvan om dit nou so te skryf, gaan ek nou sê 35 maal 6. En kyk waar sit ek die 6 neer. Ek gaan sit die 6 mooi netjies onder die 5 neer, sodat ek kan sien wat moet ek met mekaar maal. OK, so nou doen ons die volgende. Nou gaan sê ons vir mekaar, 5 maal 6 is 30. En nou gaan skryf ek die hele 30 neer. OK, so dit werk so klein bietjie anders as plus sommetjies. Jy kan nie nou die 3 gaan oordra nie. So jy moet nou die hele 30 neerskryf. Nou die volgende wat ons gaan doen, is ons gaan nou sê 30, die 3. Die 3 is mos, kyk hierso, 35 is mos dieselfde as 30 plus 5. So met ander woorde, 5 ene en 3 tiende. OK, en die 3 tiende is mos nou 30. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan sê nou 30 maal 6. OK, maar nou hier is die belangrike ding. En dit moet julle nou mooi oplet. Omdat ons in die tiende kolom nou werk. OK, onthou nou mooi, hierdie was my ene kolom gewees. Nou werk ons in die tiende kolom. Omdat ons in die tiende kolom werk, moet ons vir ons 'n 0 gaan bysit. En ons gaan sit net 1 0 by, want daar's net 1 0 in 'n 10. OK, daar's net 1 0 in 'n 10, so ons gaan sit net 1 0 by. Goed, so nou kan ons verder gaan uitwerk.
wat is 3 maal 6? Is 18. Nee, 3 maal 6 is mos 18. En dan gaan skryf ons vir ons 18 in. Goed, en nou, hierdie was nou, wanneer ons nou vermenigvuldig in kolomme som doen, dan is daar 'n paar stappe, so hierdie was stap 1 gewees, stap 1 was die uitmaal gedeelte gewees, goed. En nou stap 2, nou moet ons al hierdie gedeeltes wat ons uitgewerk het, moet ons nou bymekaar gaan tel. En kom ons gaan kyk dan nou wat kry ons. Nou werk dit net soos normaalweg, soos die plus sommetjies in kolomme, né? Dit werk nou maar normaalweg so. So nou het ons 0 plus 0 is 0, 3 plus 8 is mos nou 11, en dan draak die 1 oor. En 1 en 1 raak 2. En daar is my antwoord. Goed, so 35 maal 6 is 210. Daar kan julle dit nou mooi netjies sien. Goed, so hierdie was nou 'n maklike enetjie gewees. Ons het nou eenvoudig begin en net 35 maal 6 gevat. Goed, maar daar's nou 2 belangrike dinge wat jy nou moet oplet hierso. Die eerste ene is, daar's 2 stappe. Die eerste stap is waar ons die maal gedeelte doen. En die tweede stap is waar ons dan die plus gedeelte doen. Ok, so van alles wat ons nou hier uitgewerk het, moet ons dan bymekaar plus. Nee? En dan gebruik ons dieselfde reëls wanneer ons plus sommetjies in kolomme gaan doen, om dan die finale antwoord te kan kry. Goed, nou die ander belangrike ding wat jy vandag moet opgelet het is, wanneer ons in die 10e kolom werk, wanneer ons met die 10e werk, moet jy 1 0 gaan bylas. En ons gaan nou 'n sommetjie doen waar ons in die honderde gaan werk, en dan gaan jy sien, dan moet jy 2 nulle bylas. Ok, maak dit vir julle sin? Goed, so kom ons gaan kyk nou na 'n som wat 'n klein bietjie meer ingewikkeld is. Kom ons gaan kyk na die volgende ene. Kom ons vat 17, en ons gaan maal dit met 36. 17 maal 36, en kom ons gaan kyk dan wat kry ons. Alright, nou die eerste ding is, wanneer ons nou hierdie som beginne doen, dan gaan ons sê 7 maal 6. Nou 7 en 6 is in die ene kolom. Ok, ons werk nou hier in hierdie kolom met die ene. So dit beteken ons hoef nie 'n 0 of niks by te sit hier. Daar's nie 'n 0 hier nie. Daar's niks hier. So ons kan net normaalweg 7 maal 6 gaan uitwerk. Ok, nou wat is 7 maal 6? Ok, hierso hoofrekeninge, maaltafels. As jy hulle nie ken nie, dan moet jy nou stop en jy moet jou maaltafels loop leer. Ok, jou maaltafels moet jy uit die kop uit ken, soos jy A, B, C, D, E, F ken. Ok, en jy mag nie 'n calculator gebruik nie. Nou, 7 maal 6 is 42. So nou gaan skryf ons 42. En kyk nou mooi, al die syfertjies bly onder mekaar staan. Hulle bly almal onder mekaar staan. Ons wyk nie af van daai patroon nie, ons los hulle. Ons los al my syfertjies mooi netjies onder mekaar. Ok, dan sal ons nie foute maak nie. So 7 maal 6 is 42. Nou gaan ons gaan 7 maal 6, nou gaan ons gaan 10 maal 6. 10 maal 6. Sien julle? So ons werk eerste net met die 6. Eerste was dit gewees 7 maal 6 en nou is dit 10 maal 6. So ons werk eers net met die 6. Nou wat is 10 maal 6? Voor ons vir 10 maal 6 kan uitwerk, onthou nou, ons werk in die 10e kolom, so ons moet eers vir ons 'n 0 gaan bysit. 1 0, ok, want daar's mos net 1 0 by die 10. Daar staan ek, kan julle sien. Ok, so nou het ek my 0 bygesit en nou sê ek, wat is 1 maal 6? En dit is maar net gewoonweg 6. 1 maal 6 bly maar net 6. Ok, so nou het ek klaar met die 6 gedeel. En so nou gaan kyk ons na die 3. Ons gaan kyk nou na die 3. Maar onthou nou mooi, die 3 daar so, die 3 daar is mos eintlik 30, is mos die 3 van 36 is mos so 30. So whatever ek met daai 3 gaan maal, ek werk in die 10e kolom, so ek moet 'n 0 gaan bysit. Ek moet 'n 0 gaan bysit. Ok, want ek werk in die 10e kolom. En nou gaan sê ons, 7 maal 3 is 21. 7 maal 3 is 21, ok? En nou moet ons mos nou gaan sê, 1 maal met die 3, maar nou,
die 1 hierso, hierdie 1 is ook in die 10e kolom. So daai 1 is in die 10e kolom en die 3, die 30 is ook in die 10e kolom. So ek moet nou vir elkeen van hulle 'n 0 bysit. So nou moet ek 2 nulle gaan bysit. Sien julle hoe werk dit? En wat is 1 maal 3? Is net 3. 1 maal 3 bly 3. Goed, nou het ons alles met alles gemaal. Ek het die 7 met die 6 gemaal en ek het ook die 1 met die 6 gemaal en ek het die 7 met die 3 gemaal en ek het ook die 1 met die 3 gemaal. So nou, op hierdie stadium, het ek nou alles klaar gemaal. Goed, en ek gaan nou aan na die volgende stap toe, waar ek nou weer alles by mekaar moet plus. So kom ons gaan kyk, wat kry ons? 2 plus 0 plus 0 plus 0 is net 2. 4 plus 6 is 10, plus nog 'n 1 is 11, en ek dra 1 oor. 11 en ek dra 1 oor. Ok. En dan het ek nou 1 en 2, 1 plus 2 is 3, plus nog 'n 3 gee vir my 6. En daar het ons dit. Daar het ons die antwoord. So 17 maal 36 is dan 612. Right, verstaan julle hom so? Goed. Ons gaan nog 'n som doen, nog een som doen, dan gaan ek julle nou mooi weer wys, mooi verduidelik. En dan daarvan af, dan kan jy nou jou eie oefeninge gaan doen. Ok. Nou, ek sê nou mooi, jy mag nie die calculator gebruik wanneer jy die somme uitwerk nie. Maar as jy klaar die som gedoen het, dan kan jy net die calculator gebruik om jou antwoord te check, op te check. Dis die enigste keer in vermenigvuldigende kolomme, dis die enigste keer wanneer jy die calculator mag gebruik. Andersins mag jy hom nie gebruik nie. Andersins moet jy die hele som in jou kop uitwerk. Ok? En jy doen dit, want jy wil mos nou jou brain power, jy wil mos jou breins ontwikkel, nee, jy wil slimmer word. Almal van ons wil mos slimmer word. Ok, so dis die manier hoe jy dit nou doen. Goed, so jy mag net die calculator gebruik om op te check. Ok, so kom ons beweeg aan en dan gaan kyk ons na nog 'n voorbeeld, ons maak hom nog 'n klein bietjie moeiliker. Kom ons gaan kyk na die volgende. 174 en ons maal dit met 52. 174 en ons maal dit met 52. Kom ons kyk wat kry ons. Nou, net soos in die vorige voorbeeld, wat ons gaan doen is, ons gaan eerste met die 2 deel. Wat bedoel ek as ek sê ons gaan eerste met die 2 deel? Wat ek bedoel om te sê is, ons gaan die 4 met die 2 maal, ons gaan die 7 met die 2 maal, en ons gaan die 1 met die 2 maal. Ok? Dan het ons met die 2 gedeel. En as ons klaar met die 2 gedeel het, dan gaan ons die 5 vat. En dan gaan ons die 4 met die 5 maal, ons gaan die 7 met die 5 maal, en ons gaan ook die 1 met die 5 maal. Alright, en dan dit wat ons kry, op die eind van die dag gaan ons alles by mekaar tel met ons som in kolomme manier. Ok, so kom ons gaan kyk na wat gebeur hierso. Ons deel eerste met die 2. So my heel eerste ding wat ek nou doen is ek gaan sê 4 maal 2. Nou 4 is in die ene kolom, kan julle sien, hulle staan hierso in die ene kolom, ok? En 2 is ook in die ene kolom, so ek hoef nie 'n 0 by te sit of nou eers nie, of enigiets nou eers nie, want daar's nie 'n 0 by die ene kolom nie, ok, daar's niks nie, so kan hulle maar net gaan maal. So as ek dan nou het, 4 maal 2, 4 maal 2 is 8. 4 maal 2 is 8. Nou beweeg ek aan. Ek wil nou die 7 met die 2 gaan maal. Die 7 met die 2 gaan maal. Maar die 7, hy staan in die 10e plek. Kan julle sien, hy staan in die 10e kolom. En die 10e kolom het mos nou 1 0 wat bykom. Nee, wat is 10? 10 is mos so. En hoeveel nulle het 'n 10? 1 van hulle. Ok. So jy moet nou 1 0 eers gaan bysit en dan kan ons die som verder gaan uitwerk. So nou sê ons 7 maal 2 is 14 en dan skryf ek nou die hele 14 neer. Ek skryf nou die hele 14 neer. Right. Nou beweeg ons aan. Nou moet ek hê hierdie 1 maal met die 2. Maar nou hierdie 1, hy staan in die 100de posisie. En die 100de posisie het hoeveel nulle? 2 nulle. Kan julle sien? Hy 2 nulle. So nou moet ek 2 nulle gaan neersit voor ek mag maal. Ok, so ek moet nou 2 nulle gaan neerskryf voor ek die res van die som mag uitwerk.
En nou sê ek dan nou 1 maal 2 en dit is net 2. Right, so nou het ons met die 2 gedeel, ons is nou klaar met hom, want ons het nou die 1 en die 7 en die 4 met die 2 gemaal. So nou kan ons aangaan, en nou kan ons met die 5 gaan deel. Maar nou moet jy baie mooi oplet. Die 5 staan in die 10de posisie. Die 5 staan in die 10de posisie. So dit beteken, ons moet reeds 'n 0 gaan bysit, omdat die 5 in die 10de posisie gaan staan. En weer eens net 1 0, okay? Want daar's net 1 0 in 'n 10. So nou gaan sê ons vir onsself, wat is 4 maal 5? 4 maal 5 is mos nou 20. Alright, kan julle mooi onthou, nee? Maaltafels hier wat belangrik is. 4 maal 5 is 20. So nou gaan skryf ek neer 20. Ok, nou gaan ons na die volgende ene toe. Ek moet nou die 7 met die 5 maal. Maar die 7 staan ook in die 10de posisie. Hy staan ook daarso. So nou het ek 'n 7 in die 10de posisie en ek het 'n 5 in die 10de posisie. So vir die 7 moet ek 'n 0 bysit en vir die 5 moet ek 'n 0 bysit. So ek moet nou 2 nulle gaan bysit. Ok, en dan gaan sê ons vir mekaar, wat is 7 maal 5 en 7 maal 5 is 35. 35. Ok, en dan gaan ons nou aan na die 1 toe. En die 1 staan in die 100de posisie, so die 1 moet nou 2 nulle bykry, maar onthou nou mooi, my 5 staan in die 10de posisie, so hy moet nog steeds sy 0 ook kry. So nou het ek dus 2 nulle vir die 100 en nog 'n 0 vir die 5, vir die 50, ok? So ek moet nou 3 nulle bylas. 1, 2, 3 van hulle. 3 nulle gaan bylas. En nou gaan sê ek, wat is 1 maal 5? 1 maal 5 bly net 5. En dan het ons nou ook met die 5 gedeel. So ek het nou die 1 en die 7 en die 4 met die 5 gemaal ook. So as ek nou met alles klaar gedeel het, dan kan ek nou begin optel. So ek het die maalgedeelte klaar gemaak, en nou kan ek begin kolomplusse doen. Ok, so sommetjies, plus sommetjies in kolomme, op die normale manier, wat ons mos nou ken, wat ons mos nou weet van. So kom ons gaan kyk, wat kry ons? 8 plus 0, 0, 0, 0, 0, dit bly net 8. 4 plus 0, 0, 0, 0, 0, dit bly net 4. Nou het ons 1 plus 2 is 3, plus nog 2 is dan 5, plus nog 'n 5 is 10, so ek skryf die 0 neer en ek dra die 1 oor, ok? En dan het ek 1 plus 3, dit gee vir my 4, en 4 plus 5 gee vir my 9, en daar het ons dit, dames en here. So 174 maal 52 is dan 9048. Ok, en jy kan nou jou calculator gaan vat, en jy kan nou gaan check of die antwoord reg is, en kom ons check. 174, en ons maal dit met 52, en daar kry ons 9048, goed, ek weet nou nie of jy kan sien nie, op my calculator wys hy vir my nou, 9048. Right, so is dit om reg uitgewerk. En dit is dit, ladies and gents, dit is hoe jy vermenigvuldig in kolomme. So die belangrike ding wat jy moet onthou is, jy moet met elke syfertjie deel, wat jy mee maal, goed, en jy moet onthou die posisies waarin hulle staan, 1, 10 of 100, en afhangende van die posisie, gaan jy moet 'n 0 bysit, of jy gaan moet 2 nulle bysit, en as daar byvoorbeeld 'n syfer in die 1000de posisie gewees het, dan gaan jy moes 3 nulle bygesit het. So jy moet nou net mooi kop hou van dit. Dit is die belangrikste ding wanneer jy vermenigvuldig somme in kolomme gaan doen. En dan as jy alles nou mooi netjies uitgemaal het, dan gaan jy maar net alles optel in kolomme. En as jy nou vergeet het hoe om dit te doen, dan gaan kyk jy na my vorige video waar ek vir jou mooi wys hoe doen 'n mens optel somme in kolomme. Yes, en daar het ons dit, dames en here. Goed, baie dankie dat julle saam met my gekyk het vandag. Ek waardeer dit vreeslik baie. En ek waardeer dit ewe nog meer as julle gaan like en subscribe en al julle vriende vertel. Julle moet almal baie mooi bly en julle self oppas.
en dan sien ons mekaar in die volgende les. Dan gaan ons 'n bietjie gaan kyk na langdeling sonder 'n calculator. Goed, tot dan toe, ons sien mekaar weer. Tata.